Ek is Anshin van Dijk. Ek is 'n vroue-entrepreneur en ek is iemand wat baie gedrewe is en absoluut enige challenge net vorentoe gaan en love. Ek was gebore in 1995 op 6 Januarie en ek was gediagnoseer op 3 maande met sistiese fibrose. Sistiese fibrose is 'n genetiese siekte. Wat dit beteken is, dit is oral in jou liggaam. En sistiese fibrose veroorsaak 'n defek in die geenmutasie wat jou sodium en jou natrium in jou liggaam beheer. So oral waar daar water in jou liggaam is, die soutkonsentrasie is effens hoër daar. So dit beteken dat enige plek waar daar mucus is, waar daar slijm is dit dik en taai. So in jou sinusse, in jou longe, in jou pankreas, in jou lewer, niere, dit kan enige gedeelte van jou liggaam of jou endokriene kliere affekteer. En hoe dit my die meeste geaffekteer het, sistiese fibrose, is grootendeels my longe, soos wat ek groot geraak het, en nou my sinusse ook. En toe ek gediagnoseer was daar altyd hierdie stigma gewees rondom sistiese fibrose leiers dat hulle gaan net 16 word, hulle gaan nie 'n lang lewe hê nie. Die statistieke het altyd gesê the average life expectancy is like 42-ish. So ek het nooit groot geword met vreeslike groot drome nie. Ek het net geweet dat vandag is 'n geskenk en vandag moet ek doen wat ek vandag kan doen. En ek het gaan swat na skool want toe ek nou, 18 geraak het en ek besef het, ek kan, alhoewel alles teen my getel het ek nog steeds daarvoor gegaan. En ek het maar gaan sit en introspeksie doen, soos wat kan ons bekostig, wat gaan ek aan maintain, waar stel ek belang, en ek wou oorspronklik 'n arbeidsterapeut geraak het, maar ek dink nie my punte was vreeslik goed genoeg daarvoor nie, maar alles gebeur met 'n rede. En toe het ek na die volgende ding gaan kyk en besluit waarvan hou ek. Dus besef ek wil mense help. Ek hou van met mense gesels en interact en ek wil hulle lewens verbeter en ek is nie iemand wat hou van in 'n kantoor sit en so nie. En toe, lang storie kort, eindig ek op om somatologie te gaan swat. Maar swat was baie moeilik. Ek onthou, ek het baie van my take in die hospitaal sit en doen, want soos ek groot geword het, dit was my hele lewe. Ek is vir 'n maand lank okay, dan eindig ek in die hospitaal op vir 2 weke, dan probeer ek net weer my lewe terugkry, en dan is ek net weer terug in die hospitaal vir 2 weke. So ek het op 'n stadium 'n Poltecath ingekry, wat 'n diep lyn is wat hulle in jou aorta, in jou bors implant, wat direk medikasie dan vervoer na jou are toe. En met dit het dit vir my veroorsaak dat ek kon rondloop met my langlyn. So ek onthou op college en toe ek begin werk het, my eerste 2 jaar, 3 jaar wat ek gewerk het ek met 'n masjienkie langs my geloop, wat ek die kassette volgemaak het met IV infusion, en dan het dit nou, deurgeloop terwyl ek kliënte gesien het, of terwyl ek geswat het, of wat ook al. So dit het my lewe bietjie meer vergemaklik, maar dit was baie draining geweest, want sommige medikasies is elke 6 ure, ander medikasies is elke 12 ure, ander medikasies is 24 uur. So sodra een klaar is, moet jy alweer die volgende een meng, en ons halflewes van die medikasie. So dit was regtig nogal moeilik om CF en lewe, te balanseer op daai stadium. En ek moes ook baie fisio gedoen het. Ek moes vroeg wakker geraak het, soos 4:30, dan het ek 3 nebulizers om te doen, soos iets om my bors oop te maak. Dan moet ek saline doen om slijm te laat uitkom, en dan moet ek miskien 'n antibiotika ook nebulize, en daai vat soos 10 minute per medikasie, wat jy net moet sit, So dit was baie admin, dit was regtig baie admin, en dit is baie demotivating, want jy het soveel lus, en jy tel nou weer vriendskappe op, en jy begin goed in die lewe, of jy wil aan iets deelneem, of jy skryf iets in, en dan raak jy net weer siek. Ek het op die ouderdom van 22, een van my CF-vriendinne, Carmen, het my verwys na 'n spesialis toe in Groote-Schuur. En hy het, toe hy my die eerste keer ontmoet, want sy het my gesê, ek kan nie verstaan, jy is op al hierdie vreemde medikasie, want ek was maar tussen dokters gewees, na ek by die Rooikruis weg is, toe ek 16 was. Sy sê, ek kan nie verstaan dat ek op al hierdie vreemde medikasie is, dis nie CF-behandeling nie. Miskien moet ek na haar spesialis toe gaan, want hy is 'n CF-spesialist dokter. Op daai stadium was hy Dr. Greg Caligari, hy is nou professor Greg Caligari.
En toe ek by hom uitkom in 2017, toe het hy vir my gekyk en hy sê, like, how are you still alive? En dit is die eerste keer wat ek die harde feite van CF gekry het. Hy het my longfunksie gedoen, hy het kulture gedoen van bakterieë wat ek soos gemanifest het. Ons het even my BMI gedoen, soos gewig gekyk en jy weet, fragility tests gedoen en al sulke goed. En hy kon nie verstaan dat ek nog lewe nie. My longfunksie was op daai stadium 27% gewees. En ek is nie op suurstof gewees nie en ek is op geen CF-behandeling gewees nie. En toe sê hy vir my, en hy het so op sy vingers afgetel, there's 10 things that we can still do for you. And we're going to go through each and every single thing. And if that doesn't work, you already qualify for a lung transplant. En toe hy daai woord sê, toe was ek soos, lung transplant, like, what is that? What is that? Why? How? En toe verduidelik hy vir my letterlik, ek kan 'n ander persoon se longe kry en toe dink ek vir myself, hoekom sal ek nou dit wil doen? Ek het mos longe gekry. Ons kan dit mos nou regmaak en jy weet, niemand kry 'n tweede kans nie, weet. Jy val nie van 'n berg af en dan staan jy lewendig op en jy sê, okay, tweede kans, hier gaan ons aan nie. Of jy val onder 'n motor en jy kry nog 'n kans nie. Niemand kry 'n tweede kans in lewe nie. En dis ek nee, dis okay. Ons probeer hierdie 10 dinge en dit gaan okay wees. En ons het daai 10 dinge in presies 'n jaar deplete. Dit was in Julie gewees van 2017 wat ek hom ontmoet het en in Julie van 2018. Ek onthou ek het op daai stadium studente gementor by 'n kliniek, 'n salon. En ek het opgestaan soos 'n normale griep of 'n verkoue, het my bed lê en siek gemaak. En ek onthou daai oggend, ek is van daai mense soos al het jy verkoue, al het jy hoesie, jy staan maar op en jy gaan werk want dit is normaal vir my. En ek het opgestaan en natuurlik het daai tyd nog by die huis gebly en my ma het vir my gesê jy gaan nie werk nie. Ek sê ek gaan werk, daar's mense wat vir my wag. There's people depending on me. So, okay, my ma het my nooit terughou in daai opsig nie, want sy het geweet ek gaan in elk geval net doen wat ek gaan doen. En ek het werk toe gegaan en hier by lunchtyd toe het my ma kom incheck op my. En ek was so vrot gewees. Ek was so vrot siek gewees. Ek kon nie deur my oë gesien het nie. En toe het sy al klaar letterlik 'n tas in die kar vir my gepak. Dis sy ons gaan jou na hospitaal toe vat. En ek onthou toe het hulle my met 'n rolstoel onderkom kry en my ingestoot by UCT Private Academic en my op suurstof gesit en ek het nog 'n foto van daai dag wat ek net so lê in die bed. Toe dink ek like, wat is hierdie lewe? Like I'm not living. I'm not dying but I'm not living. En ek het so depleted gevoel, toe besef ek, like, hierdie is nie 'n kwaliteit lewe nie. En toe Dr. Greg langs my kom sit in so 'n lazy boy, en hy het vir my gesê, Anshin, is a time. Sê ek vir hom, I don't want this transplant, but I don't want to live like this. En toe sê hy vir my, do you trust me? Toe sê ek, well, we've been through this journey for a year, and you've done more for me in this year than all the doctors did for me in the past 23 years. So, I think I trust you. So, toe na 2 dae, toe sê ek, okay, ons gaan nou hierdie doen. En tussen die Julie en die Augustus het Discovery, ons het ons ideale work-up gedoen. En ons het toe nou daai maand alles gedoen, want jy moet dit nou submit vir die mediese fonds, en dan moet hulle dit nou approve dat hulle dit wel gaan betaal. In elk geval na 'n maand, in Augustus van 2018 word dit goedgekeur. En toe het ek nou IV's gekry en toe sê ek nou okay en toe gaan ek huis toe. Toe gaan my lewe nou aan. En ek elke keer nog tot vandag toe as ek sien Dr. Greg Caligari op my foon, dan kry jy so want wat is fout? Hoekom bel jy my? Ek meen dis nie 'n oproep wat jy elke dag kry nie. En ek sien toe en toe weet ek. Toe weet ek. En toe antwoord ek, toe sê hy vir my, "Hi Anshin, are you busy?" Ek sê, "Yes, I'm at work still." Hy sê, I think we have a pair of lungs for you. En ek was toe 9 ure, die operasie was 9 ure, tot nie baie verkeerd gegaan. Ek weet ek net 'n allergiese reaksie gekry vir antibiotika, want sodra die longe inkom, dan begin hulle dadelik met anti-rejection medikasie en hulle begin met antibiotika ook, want alhoewel dit iemand anders se DNA en longe is, okay? My trachea en my bronchisse en al my ander organe, my sinus wat ook gekonnekteer is aan my trachea en my bronchisse, dit het nog CF-kieme in. So hulle het dadelik met antibiotika begin sodat
dit nie my nuwe longe affekteer nie. So ek het 'n sensitiwiteit soos 'n tipe van 'n anaphylactic ding gehad. Maar Dr. Greger het natuurlik soos 'n pro hanteer, soos wat hy gewoonlik maar alles doen. Verder het ek geen komplikasies gehad. Ek was af ECMO gewees toe hulle my uitgestoot het in Groote Schuur se D22. Toe word ek wakker, dit was verskriklik seer geweest. Jy kon nie beweeg nie want hulle sny jou oop van die een ompit na die ander ompit. So oor. So hulle sny deur spiere, deur senuwees, hulle breek jou sternum in die helfte en hulle lig jou bors basies. Jy lê soos 'n bonnet oopgevlek. En toe moes ek nou weer leer asemhaal van voor af, want met CF, omdat die volume van jou longe is omtrent, my volume was 700 milliliter geweest. Nou 'n normale persoon se volume van longe is so 3 tot 4 liter. Myne was so 700 milliliter geweest. So jy haal net asem tot hierso by jou collarbones amper so 'n winkie wil ek amper sê. So ek moes leer diep asemhaal het. So ja, ek het binne 2 maande het ek my eerste parkrun gehardloop. Ek het Lions Head gaan klim en dit was net soos ek wil net soos alles gedoen het. Maar dit was 'n hele paar achievements wat ek na my oorplanting toe nou gedoen het. Eintlik te veel almal. Ek het vir myself ook gesê ek wil 'n 10 km hardloop. Ek wil hierdie berg gaan klim. En hierdie jaar het ek vir myself die doelwit gestel dat ek wil by die Western Cape Sports Association, die Transplant Sports Association, ek wil deelneem en ek wil kwalifiseer by nationals wat aan die einde van die jaar is. So ek het nog nooit in my lewe atletiek gedoen nie. Maar ek gaan kyk om aan 3 items deel te neem wat ek hopelik kan voorkwalifiseer. So dis my doelwit hierdie jaar. En intussen het ek ook begin eksperimenteer met verskillende sporte, soos hiking wat ek gesê het, wat ek natuurlik love, trail running, en ek het begin CrossFit doen hierdie jaar, wat hektiek is. Ek was positively pressured om dit te doen, en ek geniet dit so baie. En dit is eintlik flippend gevaarlik, want as jy goed, jy weet, as jy soos chest to bars, soos dit kap op jou bors, maar dit is lekker. En ek dink net, ek wil nie eendag iets met my gebeur. En ek het verwerping. En ek lê, en ek kan niks doen, en ek dink terug en ek sê, ek moes dit gedoen het. Ek wou nog dit gedoen het. Ek wens so ek het ja gesê hiervoor nie. So nou gaan ons maar net elke dag vooruit. En kyk soms terug, maar nie te veel nie. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.